gaan heel moontlik 'n paar minute kry of op loskakel of op heel agter of op vleuel. Hy kan enige plek inval. My mede-kommentator meneer Brendan Moses gaan nou vir julle die span van Durbanville voorlê. En wat 'n voorreg om deel te wees van hierdie oesfees en die manne wat vandag speel in hulle wit treye. Die span van Boland Landbou onder leiding van Johan Visser, die ervare speler, man wat laas jaar ook series rugby vir WP gespeel het. Ryden Williams, die man wat aanvanklik die vreel was in die span van Durbanville manne van Montetjie se wêreld. Hy is ongelukkig beseer en sal nie kan meemaak in hierdie wedstryd nie, maar 'n goeie afskop daarso, goed gedeflekteer aan die kant van Boland Landbou. En hierdie manne wat onmiddellik afskop, goeie uitgee daarso deur Olof Berg, die skramskakel. Hy is natuurlik soos Jos Stander genoem daarso uit die generasie van die Berg familie. En opgeneem daarso deur hierdie voorhy van Boland Landbou. Groot sterk man. Kobus Immelman wat die bal lekker opdra. Tiaan Malan, of beter bekend as Goopie, met 'n swaar verskoon tog ons is so 'n bietjie agter die afkriek gazebos. Kan nie lekker sien wie dit is nie. Kobus Immelman, man van George se wêreld met 'n sterk paar meter wat hy maak. Tiaan Malan vir briljante 3, net kort lyk dit vir my. Bal wat so uitgespat word, Immelman na Hanga, Berg na Rix. Dit is verseker 3. Baie goeie baldraer Edrich Rix. Verskriklik baie skoppe van hierdie posisie af moes skop. En teen die bal vas. Maar een van die spelers wat 'n bietjie lui was om weg te rol en die strafskop wat toegeken word daarso. Goed uitgewerkte beweging aan die kant van Boland Landbou byt gespeel. Dis weer Rix waar die bal opneem, gaan hy sy 2-3 kry. Ongelukkig word daar die bal aangeslaan. Wie uitgegee deur Kriel. Ongelukkig speel hy daar die bal in 'n verkeerde posisie, in 'n onkant posisie. Speel van Durbanville, ja. Dat smaak vir my, dat lyk vir my na die regtervleuel. Ferrell Lee die nou waar haar oorgaan vir 'n pracht 3. Goeie opvolgwerk natuurlik aan die kant van Durbanville. Ja, die Vlaanderen oorskiet. En dan lyk vir my na Edley Erasmus wat daar die bal tussen die pale deurjaag. Rugby week wat ook hier in die Parel is en dan die eerste span wat lekker Noord-Suid toernooi by Afrikaans Hoërseunskool in Pretoria gaan bywoon. Sal nou weer verder gesels daaroor. Goeie dra daar deur Edrich Rix. Hy gaan nie dieselfde fout maak nie. 3 punte op die bord, 8-7 in die guns van Boland Landbou. Weer Kriel teruggespeel na die ander voorhy. Hanu Rode, die skeieregter wat voordeel speel, hy sê Boland Landbou se manne wat op hulle voete bly nie en ook straf hulle vir ook van onkant spel. En die Vlaas skiet omhoog en Rademeier wat daar die bal tussen die pale deurjaag. Teruggespeel na een van die slotte, dit is Eben de Jong. Erasmus steekskop na vore was die regte opsie, kan dit werk? Nee, ongelukkig nie, nog steeds. Maar die skeieregter goed geposisioneer en hy sê die man het die bal aangeslaan. Maar hy is weer terug. Is lekker om vir Giano weer terug op die veld te sien. Bietjie afstand te kry op hom. Goeie, teen die paal vas. Johan Versagie gee vir Giano van Bo wat mooi die bal terugstuur. Pragtige skop eerste geleentheid wat Giano van Bo die bal raak. Maak hy mooi. Vinnig ingegooi daar deur die gevaarlike agterlynspelers van Durbanville. Dit lyk soos Hes wat aangee. Hier is baie spoed. Goeie duikslag daar. Wil amper sê dis die Toy Brink.
Farrelly Dido wat amper so om de Tooi Brink gekom het. Pragtige duikslag daar van de Tooi Brink wat baie spoedmeswys is in nommer 5 slot. Nog voordeel vir Durbanville, hulle stert is in die lug. 4,5 minute oor. Verskoning as ons dit verkeerd gehad het vroeër. Daar is net links. Sy eerste 2 pogings was briljant. Derde poging teen die paal vas. En die 4de poging vir 'n strafskop ongelukkig net links verby. Skare wat saamgesels hier van die buitekant af. Beweer het iets anders raak gesien, maar ongelukkig op daar die laaste oomblik word die bal aangeslaan en dit is die einde van die eerste helfte. Die binnensenter weer eens de wet Viljoen. Jy kan goed voel oor is die eerste helfte. Goeie skopsyfer gehad, maar ongelukkig die laaste 2 strafskoppe het hy ongelukkig misgeskop. En na die bal het die 10 tree getrek nie en die vraag word gevra vir die kaptein van Boland Landbou en die manne verkies hulle gaan die skram vat. Boland Landbou, 'n mooi aanvalsgeleentheid in die middel van die veld. Rieks na Berg. Kyk vir Janu van Bo. Hy soek vir Kobus Jordaan. Kobus Jordaan word net vasgevang, lekker sterk vleuel. Berg kry vir Myntjies. Ervare groot slot, Chad Myntjies. Verseker die mees ervare man op die veld. 'n man na Hanga. Pas vir die man van Durbanville. Dalk net geduldig geweest het en daai bal gehou het. John, wat natuurlijk een goede wedstrijd speel nog so dusver aan die kant van Durbanville hoor. Olofberg, hoë hangskop, maar is bedink is dalk 'n bietjie te diep. Erasmus, hy gaan die bal speel aan die linkervleuel, Kyle Doyle. Kyle Doyle is 'n gevaarlike man hier. Hy speel hom terug na Erasmus, Erasmus terug na Wiese. Weer Doyle wat die wat begin het, daar is nog steeds hy. En dis hoor, skool Durbanville, die manne begin hardloop met te speel. Hand-aan-hand bewegings. En weer na vore, die bal op die voorvoet van die span van Hoërskool Durbanville. Prachtige spel weer eens aan, so die voorspelers. Maar die verdedigers is wat styf getrek word aan die kant van Boland Landbou. Weer, dis die 8ste man wat die bal opneem, dit Januan wat die bal opneem. Weer gespeeld deur Kriel, uit na Viljoen. En nou die mannen van Boland Landbou wat keer vir al wat het werd is. Hoërskool Durbanville in die gebied van Boland Landbou, hier in 22 meter op gebied. En nog steeds die mannen van Durbanville wat die bal opneem, hulle doen het nou daar so. Dis die rechtervleuel wat kom werksoek. Alle mapsticks, hy is soos 'n losvoorspeler. Dis die rechtervleuel van die Dido, wat sê die skeirechter? Nee, hy sê die bal is aangeslaan. Nog steeds Hoërskool Durbanville in die gebied van Boland Landbou. Landbou wat ongelukkig daar die bal verloor in lijn staan. Dis Kriel die skramskakel, nog steeds Kriel. Hy gaan naar vore. Goeie samenspel weer eens. Hoërskool Durbanville. Een van die voorrijmannen wat sy lijf skramskakel hou. Die bal wordt opgeneemd, weer die optel en drijfbeweging. Kriel speelt hem terug naar een van die reserve voorspelers. Dat lijkt voor mij naar Zander Miller. Maar die bal goed opnemen. Jaker Januari, nog steeds Januari. Hij gaat hem deurkrijgen. Dat is 5 punten aan de kant van Hoërskool Durbanville. Die vloer schiet omhoog en die tel hem aanskip. Dat is 17 punten aan de kant van Hoërskool Durbanville. En dit tref nie. Dit is 'n baie ver gooi en hy word pragtig oorgegooi. Rieks wat mooi skoon maak, is nog steeds Boland Landbou se bal. Hulle gaan kyk om nou so 'n bietjie meer geduldig hier te wees. Berg vind vir Malan, lyk dit vir my. Tian Malan ook 'n baie besige eerste helfte gehad het. Berg vir Versaghi, wat so iets wat alleen is, hy draai so uit 2 duikslae uit. Kaptein Versaghi, Berg wat nog steeds klein kantjie te speel vir Rieks. Baie goeie baldraer, elke keer wat die man meters of bal dra is daar meters. Nou druk hulle wagtig hulle 3. Soos wat ek gesê het, Boland Landbou ongelukkig ook in vroeë jare. Hy stoot hom heeltemal regs en hy kyk of hy opkramp daar. Kyk of Boland Landbou weer druk op hulle skram kan sit. Durbanville hou die bal mooi in die skram.
Dus Crew kry sy agterlyn manne vir Viljoen of Rademeier. Ons is weer hier agter die afgrietente in, dames en here, kan nie baas sien nie. Belgium has to show some fight. Erasmus wat die instruksies daar skryf om hom voor te hou by die voorspelers, lyk soos 'n 3, nog 'n 3 vir Durbanville. Daai mag dalk die koel by die kerk wees. Meneer Brendan Moses, 4 minute is baie, maar dalk nie genoeg nie. Daar is 24-13, dit gaan beteken dat Boland Landbou 2. Via Olofberg. Uitgespeel. Waar gaan die man aan die treintjie wat vorentoe gaan? Skei dat hy wat terug gaat kom vir die voordeel. Hy beveel is 'n strafskop. Van Breda, hy speel hom vinnig. Dis wie die voorspelers aan die bal opneem. Olofberg. En Durbanville wat nou keer vir al wat het werd is. Hulle weet wat die situasie nou is. 'n 3 deur Boland Landbou en dan is hulle weer terug in die wedstryd, maar hulle gaps daar die bal. Teen die verloop van die spel. Bal wat na vore geskop word. En wie anders as Stylo is wat die bal agterna sit. Van Breda wat die rekenskap van hom hou nie. En van Breda wat die bal nou dooddruk daar. Vir Durbanville 40 punte daar op hulle eie veld gegee en hierdie jaar maak hulle ons stil op ons plaas. So wel gedaan vir Durbanville en ons wens hulle sommer sterkte toe vir die hele seisoen vorentoe, waar ons nou nie weer baie gaan kruis deur die loop van die jaar nie. Dis 'n klein aanslaan met 'n sekonde oor op die klok en die skeieregter blaas hom af. Die toeskouers natuurlik in ekstase en wel verdien deur Durbanville, skitterende wedstrydbestuur gewees. Jy kan sien hoe baie dit beteken vir die manne van die noordelike voorstede.